Sondag 25 Julie, die laaste Sondag van die maand van Julie in die jaar 2021. Ons het al interessante ervarings agter die rug van Maart verlede jaar af. Verskillende vlakke van inperking, verskillende grense wat gestel is, geleenthede wat ons weer kon eredienste in die kerk hou en by mekaar kom, saam kon kuier en kon feesvier. Maar wanneer die tweede vlaag en die derde vlaag van hierdie virus homself voorgedoen het ons telkens weer, ons dank die Here daarvoor, natuurlik die geleentheid dat ons ook op hierdie wyse saam erediens kan hou. Ek wil vir jou baie graag by hierdie erediens vandag dan verwelkom. En met die opname hiervan was die nuusberigte vandag se hoofopskrif. Die derde vlaag het sy piek bereik. Ons hoop dat dit waar is, of dit is of nie. Ons weet dat ons altyd in die Here se hand is. Ons weet dat ons altyd kan weet dat die Here saam met ons is, dat daar nêrens 'n plek is waar die Here vir ons in die steek laat nie. En daarom wil ons vandag dan ook deel van hierdie erediens kan wees. Dan weet ons dat ons in hierdie geëerde posisie is, dat God met ons is. En as ek vir jou daarom groet vandag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, dan is dit God drie enig wat vir ons verseker, wanneer Jesus in die hemel opvaar, dan sê hy, aan my is alle mag gegee in hemel en op aarde. En hy verseker vir ons, deur die Heilige Gees, is God met ons tot die volëinding. Daarom kan ons vandag in hierdie God se teenwoordigheid wees. Ons het nou die geleentheid, die voorreg, ek nooi vir jou uit, om ons lofsang tot eer van die Here lekker saam te sing. Ons kry in hierdie wêreld met heelwat produkte te doen wat 'n bepaalde rakleeftyd het. Dit beteken dat dit net geld en goed is vir die datums wat op hierdie produk aangebring is. En veral ten opsigte van iets soos medisyne, is dit baie belangrik dat ons sal weet wat die vervaldatum is. Want die vervaardiger waarborg, as dit ware, dat sy produk in hierdie tyd, wat die medikasie dan nou nog goed is, dat dit die werk sal doen waarvoor dit gemaak is. Maar na die vervaldatum kan dit eintlik meer skade as goed doen. Daarom is dit baie belangrik dat ons sal let op vervaldatums en daaraan sal aandag gee. So is daar natuurlik ook dinge in hierdie wêreld wat nie 'n vervaldatum het nie. En een van daardie sake wat nie 'n vervaldatum het nie, is dat ons weet dat ons in ons verhouding met God, as kinders van God, nie net 'n bepaalde rakleeftyd het nie. Nie net van hierdie datum tot daardie datum en daarna sal ons dalk aftree of die verantwoordelikheid aan iemand anders oorgee. Nee, die Here verseker vir ons dat hy vir elkeen van ons in hierdie wêreld altyd wil gebruik. En as ons vandag dan die voorreg het om die bekende gedeelte uit Matteus 5 weer saam te lees, om te hoor wat Jesus by geleentheid dan ook vir sy disippels geleer het, dan gaan ons voordat ons hierdie gedeelte saam lees, gaan ons eers vir die Here vra in gebed om asseblief sy woord aan elkeen van ons te seën. Kom bid saam met my asseblief. Ons Vader wat in die hemel is, dit is so groot voorreg vir ons om aan die voete te sit
en vandag weer te luister en te hoor wat U vir elkeen van ons wil sê. Dankie Here vir 'n beeld, vir beelde, wat ons kan verstaan en dat ons daarom ook vir U kan vra om asseblief dan ook vandag weer met elkeen van ons te praat. Ons wil vra soos wat ons baie keer sing in daardie pragtige Halleluja lied. Here, bring vir my die ou tyding, dat ons altyd weer kan besef dat U die Here is wat vir ons onuitspreeklik goed is. Dat U vir ons gawes gee, dat U vir ons elkeen ook wil gebruik in die koninkryk. Seën die woord vandag aan ons elkeen asseblief. Ons bid dit in Jesus se naam van U. Amen. Voordat ons uit Matteus 5 uitlees, wanneer Jesus sy disippels besig is om te leer, is dit nodig dat ons ook sou gaan kyk wat staan in die 7de hoofstuk, nadat Jesus hierdie lang preek en leringe vir sy disippels dan met hulle gedeel het. En daar lees ons in die 28ste vers van Matteus 7, toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag, en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Belangrike woorde hier in vers 28 van hoofstuk 7 is dat die skare verbaas was. 'n Verbasing oor die manier waarop Jesus hulle leer, maar hoor wie is dit wat almal hierna geluister het? Skare. Nie net die 12 disippels nie, maar 'n skare mense wat kom luister het, wat Jesus dan leer. As ons dan lees vanaf die 13de vers in Matteus 5, dan lees ons, Jesus is aan die woord en sê, julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander. En dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Hierdie is die woord van die Here, en jy sal baie gelukkig wees as dit die handleiding van jou lewe is. Twee beelde wat Jesus hier gebruik, is beelde wat sy eerste hoorders baie goed verstaan het. Is twee beelde wat sy hoorders vandag nog steeds net so goed verstaan. Jesus begin met sout. Sout was veral in Jesus se tyd baie belangrik gewees. Want mense het nie in daardie tyd byvoorbeeld yskaste en vrieskaste gehad nie. Daar rondom die see van Galilea, wanneer daar vis gevang is, wanneer daar die vis gevang is, dan is die vis vroegoggend ingesout. En dit het verseker dat die vis dan gebruik kan word, eetbaar is, tot later in die dag. Dit het baie gou duidelik geword wanneer dit nie regte sout was nie. En eintlik is daar nie 'n woord soos regte sout nie. Want sout is natriumkloried. Natriumkloried kan niks anders as sout wees nie. En sout, wat wit is, wat dun is ongelukkig ook, en dis kom Jesus verder daaroor praat en vertel, as sout verslaan het. Sout kan eintlik nie verslaan nie. Sout kon net meng met die sand, wat daar die tyd ook oral beskikbaar was. En sou dit wees dat 'n mens dan in plaas van sout, van die sand in die vis ingevryf het, sou dit binne 'n uur of wat baie duidelik gewees het, dat dit nie sout is nie. Want die reuk, sou al reeds vir jou gesê het, dat hierdie vis nie meer goed en reg en eetbaar is nie. Wanneer Jesus met ander woorde die beeld gebruik van sout, weet mense presies wat die betekenis van sout is, wat die waarde daarvan is, wat die voordeel is, en dat sout werk. Het help nie dat sout net op sy eie is nie, maar dat hy in kontak kom, byvoorbeeld met vis. So weet ons ook dat sout baie belangrik is as jy byvoorbeeld mieliepap eet, en jy het net meel en water sonder die sout, dan is dit absoluut walglik. 'n Mens kom dadelik agter dat die sout nie daar is nie. Sout is in hierdie wêreld, en ek weet vandag in die dieete word baie keer gesê, eet minder sout, maar dit nog nooit beteken dat ons van sout moet afstand doen nie. En daarom eintlik dan ook ons tema vandag. Dit wat nog altyd nodig was, is steeds vandag nog nodig. Want sien wat gebeur is, baie keer dan hoor ons, dan sê ons, ag, dinge is in die verlede, daar het so baie ontwikkelinge gekom, daar so baie dinge wat ons eintlik nie vandag meer nodig het nie, ons kan op ons eie reg kom hiermee en daarmee en waarmee, en dan wil ons sekere dinge begin uitskakel. Maar wanneer Jesus hierdie beeld gebruik vir Christene, vir sy kinders, dan bly dit van toepassing, van die eerste hoorders tot vandagse hoorders. Sout. Interessante van hierdie stelling wat Jesus maak, is dat wanneer sy hoorders dit hoor, dan dui Jesus baie duidelik aan, dat dit hulle is. Jesus sê, julle is die sout vir die aarde. Ek het nogal 'n idee, dat Jesus dalk daarby geleentheid sy vingers so na hulle gewys het.
dat daar geen onduidelikheid kan wees. Julle is die sout vir die aarde. En my liewe broer en suster in die Here, nog niks het verander nie. Ek en jy is vandag ook nog steeds sout vir die aarde. God ag ons waardig om sout vir die aarde te wees. En dan word nie gesê, julle moet eers die sout word vir die aarde nie. Julle is die sout vir die aarde. In God moet ons weet dat ons 'n spesiale taak en 'n verantwoordelikheid en 'n voorreg het om in hierdie wêreld die sout vir die aarde te wees. Ja, dit is inderdaad so, dat ons in hierdie wêreld kan weet, dat om sout te wees, beteken nie, dat woetswaps het iets gebeur, en kit's klaar, sito, daar is het klaar, ons is die sout nie. En ons beantwoord aan alles, wat God van ons vra en van ons verwag nie. Nee, om sout te wees in hierdie wêreld, beteken dat my hele lewe lang 'n proses is, waarin ek word wat God wil hê, dat ek moet wees. Ek het in hierdie wêreld, hierdie opwinding, ek en jy, om te kan weet dat ons groei in ons verhouding met God, dat ons al hoe meer en meer beantwoord aan die doel wat God vir ons het. En daarom word daar nie gesê dat hierdie sout op 'n stadium aftree nie, dat dit klaar is, dat ons dit bereik het, dat ons nou maar met pensioen kan gaan nie, of hierdie verantwoordelikheid aan iemand anders kan oorlaat nie. Julle is die sout vir die aarde. En as die sout nie sy werk doen nie, dan is dit nutteloos, dan word daarmee eintlik gespot, dan word dit buitekant gegooi en die mense loop daarop en hulle vertrap dit. Die onmoontlikheid van natriumkloried om nie sout meer te wees nie, kan as gevolg van die feit dat daar sand tussenin gekom het, of dat dit later dan net sand is, beteken dat dit buitekant gegooi word en opgetrap word. Die Here wil nie hê dat ons in hierdie wêreld onduidelikheid moet hê oor wat ons taak en verantwoordelikheid, en ek wil dit elke keer sê, ook voorreg is nie. Dat ons, soos wat sout smaak gee, soos wat sout positief is, vir die omgewing, vir die aarde, vir die wêreld, wat God so lief is, dat hy sy eie seun vir die wêreld gegee het, wat hy ook hê dat ons in hierdie wêreld moet weet, dat ons deur sy gees gelei word, om dan ook sout vir die aarde te wees. Die ander beeld wat gebruik word natuurlik is die van lig. En lig ken ons net so goed. Vir mense in Jesus se eerste hoorders se tyd, was lig natuurlik nog meer belangrik as wat dit vir ons selfs vandag is. Want hulle het nie elektriese ligte gehad nie. Hulle het maar sulke klein olielampies gehad. Hulle het nie die geleentheid gehad om aandsport te doen en om straatligte en 'n klomp dinge te hê in die donker nie. Nee, wanneer dit donker geword het, was dit donker. En ons weet dat wanneer dit donker is, dan was dit gevaarlik geweest as gevolg van wilde diere, wat dan ook natuurlik soek vir kos. Psalm 104, so mooi Psalm wat dit vir ons vertel, maar ook nog meer. Wanneer dit donker word, is daar 'n onsekerheid en 'n tentativiteit. Ons weet, elke keer as ons dink ons is klaar met beerdkrag, dan word ons weer tydig daaraan herinner. En een van die funksies, en ek meen vandag se fone is so klomp goeders in een, maar een van die dinge wat ek die meeste op my foon gebruik, is regtig waar die flits, want dit is soveel makliker om net aan te skakel en nie te mense helder lig in die donker. Maak nie saak waar jy is, al is jy in jou eie huis, is dit nog steeds makliker wanneer daar lig is. En wanneer Jesus dan ook vir sy disippels sê dat hulle lig vir die wêreld is, dan beteken dit dat daar leiding in die wêreld gegee kan word, dat daar doelgerig kan werk, dat daar dinge kan gebeur, dat ons nie in die donker rondploeter en oor goeders val nie, want die wêreld is duister, die wêreld is donker, God is lig. 1 Johannes 1 vers 5, en in hom is daar geen duisternis nie. En daarom wil God hê dat ons lig in hierdie wêreld moet laat skyn. En as ons lig in hierdie wêreld moet laat skyn, dan word daar baie duidelik gesê, dat dit nie daaroor gaan, dat ons dan iets besonders is nie. Dat ons dan nou so spesiaal is, en dat dit oor ons gaan nie. Nee. Vers 16. Laat julle lig voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ons moet ons lig in hierdie wêreld laat skyn, sodat die mense ons goeie werke kan sien, en God kan verheerlik. Kom ons gee gou aandag net aan elkeen van hulle. As ons lig in hierdie wêreld laat skyn, dan moet dit voor die mense wees. Dit moet nie wees dat dit ergens geïsoleerd is nie. Die Here het nooit bedoel dat sy kerk ergens in 'n mooi, daar in die berge, ver weg uit die wêreld uit, dat dit is waar die kerk moet wees. Heilig, veilig, weg van die wêreld af nie? Nee. So sout moet die lig voor die mense skyn, dat hulle dit kan sien. En wat moet hulle kan sien, en hoe laat ons lig skyn? Jesus gee vir ons die antwoord, deur goeie werke,
deur goeie dade, deur goeie dinge, wat God sy kinders gebruik om in hierdie wêreld te doen. Dat hy deur sy Heilige Gees vir ons elkeen gawes gee, en dat hy wil hê dat ons in hierdie wêreld goeie dinge moet doen. Ons ken mos die ou spreekwoord wat sê, die bose sal floreer as goeie mense nie werke doen nie. Dis nie waar nie. Die bose sal floreer wanneer goeie mense nie goeie werke doen nie, want die Here wil hê dat ons goeie werke moet doen. En wanneer ons goeie werke doen, en elkeen van ons kan hierdie goeie werke doen, en dit is miskien belangrik dat ons op hierdie punt net weer daarna kyk om te sê, daar's elkeen van ons het 'n plek in die Here se kerk. Ek hoor ook baie keer dat mense sê, ag nee, wat ek los dit nou maar vir die ander. Ek kan niks doen nie. Ek is nou maar so. Ek sit nou maar hier. Ek vou my hande. Ek sit nou maar terug. Dis 'n leuen van die duiwel. Dis 'n leuen van die duiwel. Want wanneer die Here God deur sy Gees vir elkeen gawes gee, het hy vir ons die gawes gegee, soos wat hy besluit het om dit vir ons te gee. Ons het nie gekies wat 'n gawes ons wil hê nie. Daarom moet ons nie met mekaar die hele tyd met mekaar wil vergelyk nie, maar eerder voor God gaan staan en sê, Here, wat is dit in en deur my wat U in hierdie wêreld wil doen? Ek weet daar is mense wat baie keer sê, nee, ek dink nie die Heilige Gees lei my in my lewe nie. Dit is daarom 'n gruwelike stelling om te maak. Want die Heilige Gees lei ons almal. Die probleem lê nie by die Gees nie. Die probleem lê by my. En daarom wil ek vandag vir jou vra, regtig in liefde vra. Wanneer laas het jy gebid en gesê, Here, lei my deur die Gees? Wanneer laas het jy en ek gebid en gevra, Here, gebruik vir my tot U eer? Nie met verskonings kom en sê ek kan nie dit en dat en wat nie, maar om werklik ons oop te stel vir die Here, sodat hy ons kan gebruik. Dat ons in hierdie wêreld van nut kan wees vir hom. Dis waaroor dit gaan. En daarom sluit ons daarmee af, dat Jesus baie duidelik ook hier sê, laat julle lig voor die mense in die wêreld skyn, sodat hulle julle goeie dade kan sien. Met ander woorde, Christene moet besig wees, daar moet iets gebeur, nie net voornemens nie, nie net idees nie, nie net sê, ja, dit was 'n mooi preek, of dit was 'n mooi gedagte, of wat ook al in ons los dit dan nie, dit moet oorgaan in dade, daar moet dinge verander, die wêreld moet verbeter, dis wat goeie dade is, die wêreld moet verbeter, maar dan, tot eer van God. Nie tot eer van die mense nie. Nie om deur mense raak gesien te word nie. Want daaroor is Jesus net so duidelik. Hoor wat sê hy in die 6de hoofstuk van Matteus. Vers 2. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasuin nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. God hoef ons nie te beloon nie, maar Jesus sê dat hy dit wel sal doen. En weer eens is dit nodig dat ons net 'n bietjie gaan rondom ons kyk en sien, hoe beloon die Here ons? Hoe seën die Here ons? Hoe goed is die Here vir ons? En as die Here vir ons seën, wil hy vir ons seën om ander tot seën te wees. Dat het nog nooit opgehou nie. Wat nog altyd nodig was, is nog steeds nodig. Juis ook in hierdie wêreld nou, juis in moeilike omstandighede, aan God al die eer, al die dank. Ons het donderdag aand 'n vergadering gehad van ons Barnabas kommissie, waarin ons as dit ware net weer verstom gestaan het. En dis 'n groot kommissie. Verstom gestaan het oor dit wat God besig is om te doen, en waarby ons as mens die voorreg het, om by betrokke te kan wees, om saam met God te kan werk. Ons moet ons net bereidwillig stel vir God. Daarom regtig vandag weer pleit ek by jou. Moet asseblief nie voel, dat jy die swart skapie is, dat jy nou maar die een kant sit, dat jy die toeskouer is. Daar's nie in die Here se plek, in die Here se kerk plek daarvoor nie. Elkeen van ons het in sy liggaam, het ons 'n rol te vervul, het ons 'n funksie wat ons moet nakom, het ons die geleentheid om goeie dade te doen tot eer van God, om God te verheerlik, sodat mense die Here se werk in hierdie wêreld, deur mense soos ek en jy, dat hulle dit sal kan raak sien. Kom ons gaan vra vir die Here om vir ons daartoe te gebruik. Kom ons gaan doen dit, kom ons gaan soek vir geleenthede, want hulle is daar, hulle is ook hier en nou daar. Die wêreld is nog steeds donker,
Die wêreld is nog steeds smaakloos, het sout nodig, het lig nodig. Ek en jy moet dit gaan doen. God, ag jou en my is so belangrik, dat hy vir ons, vir jou en my wil gebruik, om dit hier en nou in die wêreld te doen. Kom ons gaan doen dit. Amen. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons het eintlik nie woorde om vir die dankie te sê, want ons verstaan dit nie, dat U van elkeen van ons in hierdie wêreld gebruik wil maak nie, maar baie dankie dat U dit wel doen. Dankie vir die gawes wat U gee, Heilige Gees, en dat U vir ons lei en dat U vir ons gebruik, en dat ons goeie dade in die wêreld kan doen tot U eer. Help vir ons asseblief dat ons die geleenthede sal benut en nie met verskonings terug sal staan nie. Here, ons dink vandag in besonder aan mense wat in hierdie afgelope tyd geliefdes, familie of vriende aan die dood afgestaan het, as gevolg dan onder andere ook van COVID-19. En dankie dat ons weet dat U die Here is wat mense troos soos U dit alleen kan doen. Ons bid in besonder ook vandag vir mense wat op hierdie stadium baie siek is en wat smag na gesondheid. En Here, as dit U wil is, dat U asseblief vir hulle die gesondheid sal gee, sodat U dit alleen kan doen. Ons dank en loof en prys U daarvoor, dat ons in hierdie wêreld soveel geleenthede het, en dat ons kan weet dat ons van U afhanklik is, maar dat U die Here is wat by ons lewens betrokke is. Dankie Here dat U al ons begeertes ken, dat U weet wat ons almal se behoeftes is, dat ons dit aan U mag bekend maak, maar steeds en altyd weer, met soveel danksegging, omdat U die Here is, wat vir ons so onuitspreeklik goed is. Dankie dat ons U kinders kan wees. Dankie dat U ons Here en God is. Amen. Kom ons sing hierdie lied as antwoord op die Here se woord. In die afgelope week se posklip het ons ook 'n foto of 2-3 geplaas
van ons Barnabas kommissie, wat onder andere ook betrokke is by RIA. By mense wat daar in epileptisie leiers is, wat nie van hulle woonplek af mag weggaan nie. Maar daar is toe van hulle lekker koek gevat, en sommer so deur die draad en oor die heining is daar van 'n afstand, 'n veilige afstand af dan ook gekuier. Baie dankie vir elkeen se finansiële bydraes. Die werk van die Here gaan op baie verskillende maniere, gaan dit ook nog steeds voort in die gemeente. En daarvoor loof en prys ons die Here. En weer eens, baie dankie ook vir elke bydrae in hierdie verband. Weet daarom ook, wanneer ons moet sout wees, en wanneer ons lig in die wêreld moet wees, dat die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God die Vader, en die wonderlike werking van die Heilige Gees met elkeen van ons sal wees, vir ons sal gebruik, vir ons sal lei, dat ons goeie dade kan doen tot eer van die Here, totdat ons Here en Koning ons eendag weer kom haal. Amen. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuur van U heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom.